Dodelike gedoedel, 2 Timoteus 1. Een van die vrese wat die moderne mense harte aangryp is die vrees vir die dood. It's not that I'm afraid of dying, doctor, it's just that I don't want to be there when it happens. Faster is gaining on us, sê die oomie vir die tannie, toe hulle gaan stap het en skielik die doodsengel gewaar het. Die van julle wat al seesiek was, weet dat as jy eers groen om die kiewe is, dan is jy bang jy gaan dood, en later is jy bang jy gaan nie dood nie. Die doodsengel kom klop aan die deur en die oomie kry omtrent 'n toeval. Relax, you just want directions to your cousin Frank's house in Brewster, sê die tannie. Deel van ons kultuur se manier om ons vrese omtrent die dood te hanteer is om humor te gebruik, sodat dit nie meer so vreesaanjaend klink nie. Party mense praat selfs van 'n galgenhumor. Die ou word wakker in die hospitaal en vertel sy vrou van sy belewenis. There was a tunnel and a bright light. My grandparents, Uncle Lenny, my dog Shep, my tonsils, appendix, and all of my missing socks were there to greet me. Die doodsengel besoek die ou oom en stel homself bekend. Don't worry about it, Sonny, I don't hear too well either, sê hy. Ons spot graag met die dood en neem dit ligtelik op, asof dit ons nooit sal raak nie. Ons verkies om dit op 'n afstand te hou en liewers op TV dop te hou, iets abstraks soos in die flieks. Ons praat nie graag oor die dood nie en vermy die onderwerp wanneer dit te naby aan ons of ons families kom. Tog is die dood met ons almal of ons nou daarvan hou of nie. Ten spyte van al die tegnologiese vooruitgang in die laaste eeu, was hierdie sekerlik die bloederigste eeu in mensgeskiedenis. Vandag kan 'n generaal 'n knoppie druk, iewers op sy rekenaar en 'n missiel word op 'n ander plek gelanseer om 'n teiken te tref duisende kilometers verder. Om dood te maak het makliker geword, omdat ons wapens sodanig verbeter het om groter skade aan te rig. Deesdae is niks vreemds om te hoor van hele geboue wat opgeblaas is nie, of 'n hele blok van huise of selfs 'n stad, as jy net die regte wapens gebruik. Ons weet hoe om dood te maak, maar ons weet nie hoe om dood te gaan nie. Wanneer ons gekonfronteer word met die realiteit van ons eie dood, weet ons nie wat om te sê of te doen nie. Die een engel bieg teenoor die ander een. To be honest, I was terrified. Well, I've never died before. Benjamin Franklin het glo raak gespot deur te sê dat daar niks seker is in die lewe nie, behalwe die dood en belastings. Dis egter nie heeltemal korrek nie. 'n Persoon kan nog steeds maniere vind om sy belastings te ontduik of nie te betaal nie, maar jy kan nie die dood vryspring of vertraag nie, selfs al probeer ons hoe hard. Wanneer jou vervaldatum op hande is jou tyd verby. Did you hear about the Italian chef who died? He passed away. Daar is baie vrese rakende die dood. Ons is bang om alleen dood te gaan. Ons vrees 'n pynlike dood. Ons vrees ons eie dood. Ons vrees die dag wat ons geliefdes agterlaat. Ons is bekommerd oor wat daarna gaan gebeur. Ons is bang vir die onbekende en dit wat voorlê. Frankly, I don't know what to do with myself now that I'm no longer preoccupied with thoughts of mortality, sê die een vir die ander een. 2 ouetjies stap uit die kerk uit, bewerig na wat hulle daar binne gehoor het. What he said about Judgment Day is scary. Maybe we should find a good lawyer. Ons vrees die dood, wens ons sonde en is bang om voor God te gaan verskyn op die oordeelsdag. Dis doen ons wat ons kan om ons dood te vertraag of ten alle koste te vermy. I started exercising because I had a close brush with death. My wife threatened to kill me if I didn't get off the couch. Ons verander eerder die onderwerp in lewe asof ons nooit eendag sal doodgaan nie. Ons vergryp ons om vermaak, begrawe ons om werk en doen ons bes om nie te dink in die oomblik van ons eie dood nie. Martin Luther het glo gesê, ons behoort te lewe met konstante gedagtes oor die dag van ons dood. Dan sal ons nie verras wees die dag as dit gebeur nie. Dit kom of ons nou daarvan hou of nie, maar dit het hom nie van stryk gebring nie. Selfs al weet hy dit kom, het hy aangegaan met sy lewe so goed hy kon. Die statistieke is onrusbarend. 10 uit elke 10 persone sal eendag sterf. Niemand word oorgeslaan nie. Die dood is 'n probleem. Dit was 'n probleem in die destydse Bybelse tye en is steeds 'n probleem vandag. Die dood is die groot gelykmaker. Elke president gaan eendag sterf, en so ook die armste man in die plakkerskamp.
Dis 'n afspraak wat niemand kan vergeet of uitstel nie. Hoe moet 'n Christen oor die probleem van die dood dink en praat? Paasfees is God se antwoord. Tydens Paasfees is die dood nie juis iets waaroor ons graag praat nie, want Paasfees is 'n blye seisoen van die opstanding van Jesus. Maar mens kan nie anders as om te praat oor die dood voor die opstanding uit die dood realiteit word nie. Een man het uit die kake van die dood ontsnap en teruggekeer uit die graf om vir ons daarvan te kom vertel. Die dood kon hom nie vashou nie, en nou hou hy die sedels van die dood vas. 2 Timoteus 1 vers 10. Christus Jesus wat vir ons saak met God regmaak, het aarde toe gekom, en nou kan ons almal duidelik sien hoe goed God vir ons is. Christus Jesus het die dood wat so houvas op ons almal gehad het, sy mag kom breek. Hy het die pad na die ware lewe vir ons oopgemaak, sodat ons geestelik vir ewig kan lewe. Dit is die goeie nuus wat Jesus vir ons gebring het. Wat 'n uitspraak deur Paulus aan sy vriend Timoteus. Jesus het die dood verwoes, sy mag gebreek. Dit klink fantasties dat dood uiteindelik dood is. Maar ons het net een probleem met daardie gedagte. Dit lyk nie vir ons of die dood gebyt kan is nie. Die dood is dan nog steeds met ons. Daagliks lees ons van die dood wat steeds verwoesting saai in ons kontry. Elke dag hoor ons van nog mense wat dood is. Wat gaan aan? As die dood verwoes is, hoekom moet ons dan nog afbop en begrafnisondernemers en begrafnisse en stoete en blommekraanse en komkommertoebroodjies? Het lyk of iemand vergeet het om die begrafnisondernemers in te lig dat die dood nie meer bestaan nie. Party mense hoop om hulle beste aardse besittings saam te vat hemel toe, maar jy gaan alles agterlaat. Dit help nie om 'n sleepwa te hak aan die lijkswa nie. At my funeral, I'd like there to be a piñata, so that people can be happy. But filled with bees, so they're not too happy. When I die, will someone please go to my funeral dressed like the Grim Reaper? Don't say anything, just stand there. When I die, I want my tombstone to offer free Wi-Fi, just so people will visit me more often. Hoe ons ook al spot met die dood, die realiteit is egter dat ons maar al te bewus is daarvan dat mense elke dag nog steeds doodgaan. Die begrafplase raak al voller en nuus word gedurig ingehuldig. Ek onthou ons onlangs deur Oudtshoorn gery het op pad na Beaufort-Wes en daar op die rand van die dorp ry jy langs duisende grafte verby. Tydelik was die dorp nie goed vir sy inwoners nie. 'n Mens kry omtrent die indruk dat daar meer dooies op hierdie dorp is as lewendig is. En elke week is daar verskeie groepe treurende mense wat met 'n stoet daar opdaag en nog 'n graf kom vul en toegooi. Daar is geen einde aan trane, hartseer en blomme wat verlep nie. Daar is geen familie wat nie al deur die dood getref is nie, en nie hartseer is oor 'n geliefde wat daarmee heen is nie. Wanneer mens jonk is, dink jy nie aan goed soos kanker, hartaanvalle, beroertes, ongelukke, tragedies, verwoestende bomme en massa uitwissings nie. Hy het meer as 2000 Facebook-vriende gehad. Ek het verwag dat meer mense sou opdaag vir sy begrafnis, was hierdie vrou se waarneming. Old people at weddings always poke me and say, "You're next." So I started doing the same thing to them at funerals. In die ou dae was daar so 'n bladsy in die koerant waar al die doodsberigte aangekondig is. Daar kon jy 'n foto sien van iemand wat jy dalk geken het, met so 'n paar woorde en 'n sterfdatum met 'n getuienis of 2. Aankondigings dat iemand wat gister nog 'n lewe het, nou aangeskryf het na die dood. Party van die berigte was so opgehemel dat jy gewonder het of dit dieselfde persoon is wat jy geken het. Partykeer is daar meer as 50 per dag in die koerant, enigiets van 'n 91-jarige leier van die voortrekkers tot by 'n man wat sy fortuin op die aandelemark gemaak het. Daar is 'n veteraan uit die Tweede Wêreldoorlog en dan 'n student wat dood is aan nierversaking. Jy kom af op berigte van 'n kind wat per ongeluk deur 'n familielid doodgery is, tot by die tiener wat die jeuggroep van die kerk bygewoon het. Baie stories, baie gesigte, baie hartseer, maar ook finale dood en afskeid. Die Heidelbergse Katekismus wat in 1563 geskryf is, begin met die vraag: wat is jou enigste troos in lewe en dood? Die antwoord is dan dat ek aan Jesus Christus behoort. Hy het betaal vir al my sonde en met sy bloed, en hy het my vrygemaak van die mag van die duiwel.
Hy bewaar my op so 'n manier, dat selfs nie 'n haar van my kop sal afval buite die wil van ons hemelse Vader nie. Alle dinge werk mee tot my redding. Die Heilige Gees verseker my van die ewige lewe en maak my hart gewillig om nou vir hom te leef. Die Bybel praat ook nogal baie oor die dood. Hebreërs 9, vers 27. Net soos 'n mens maar eenmaal sterf en dan voor God moet gaan staan om sy oordeel aan te hoor, so het Jesus net eenmaal gesterf. Sy sterwe was soos 'n offer waarmee hy gesorg het dat God al die verkeerde dinge oorsien wat baie mense gedoen het. Christus sal weerkom, maar hierdie keer nie om vir al die verkeerde dinge wat ons gedoen het te kom boet nie. Hy sal dan kom om almal wat vir hom wag na God toe te neem. Die Bybel dra nie doekies om as dit kom by mense se perspektiewe oor die dood nie, maar stel dit soos dit is en soos hulle dit sien. Job 30. Ek weet u wil hê ek moet doodgaan. Dit is tog waarheen alle mense op pad is. Dawid wat baie mense doodgemaak het en ook self moes vlug voor Saul, skryf die volgende. Psalm 89. Onthou die lewe van die mense wat u gemaak het is maar kort. Ons is almal mense wat doodgaan. Wie sal die dood kan vryspring? Wie kan homself van die dood red? Die rede van so baie dood word platweg genoem in Romeine 6. Ek sê weer, as 'n mens jou hele lewe lank vir die sonde werk, is die dood jou beloning. So eenvoudig is dit. God gee egter aan ons die ewige lewe verniet. Dit is 'n geskenk aan ons wanneer ons in Christus Jesus as ons Here glo. Die dood is 'n harde waarheid waarby ons nie kan verbykyk nie en nie kan maak asof dit nie bestaan nie. Ons is 'n sterwende ras op 'n sterwende planeet. Ons gaan nie vir altyd hier wees nie. Peter Marshall vertel die storie van 'n 4-jarige seentjie wat 'n terminale siekte gehad het. Eers was hy net siek en in die bed en hy sy toestand nie verstaan nie. Maar uiteindelik het hy besef dat hy nie beter gaan word nie en nooit weer met sy vriendjies gaan speel nie. Een oggend vra hy sy ma, gaan ek doodgaan? Sy het geantwoord, ja my skat. Mamma, hoe gaan die dood wees? Gaan dit seer maak? Sy ma het uit die kamer uitgehardloop na die kombuis en in die yskas geleun terwyl sy haar kneukels gebyt het om nie in trane uit te bars nie. Sy het gebid en die Here gevra om haar 'n antwoord te gee vir haar seun. Skielik kry sy 'n idee en gaan terug na sy kamer toe en sit langs sy bed. Onthou jy hoe jy heeldag buite gespeel het en saans so moeg was dat jy sommer neergeval het op die sitkamerbank en aan die slaap geraak het? In die oggend het jy egter in jou eie bed wakker geword. Gedurende die nag het jou pa gekom en jou vanaf die bank opgetel en gedra na jou eie bed. Dis soos die dood gaan wees. Een nag en jy lê aan die slaap raak en dan sal jou hemelse Vader kom en jou saggies opdra na jou eie bed. In die oggend sal jy wakker word en sal jy in jou eie kamer in die hemel wees. Die klein seentjie het geglimlag en sy kop geknik. 'n Paar weke later is hy in vrede oorlede. Dis soos die dood vir 'n Christen behoort te wees. Die Satan se houvas is verbreek, die vrees is weg. Jesus het die bande van die dood kom verbreek. Ons het baie te doen met die dood, maar waar is die opstanding? Hoe kan ons dan sê dat Jesus met die dood klaar gespeel het, terwyl ons dit elke dag in die oë staar? Dis natuurlik om te wonder daaroor, want vroeër of later gaan almal wat jy ken ook doodgaan, jouself inkluis. Dis 'n sekerheid wat ons mee leef. Jy kan jou lewe probeer verleng met oefening of reg eet of allerlei boererate, maar op die ou end gaan die dood ook aan jou deur klop. Een man vra eendag 'n vreemde vraag: het jy al die eerste graafgrond van jou graf geruik? Duidelik het hy dit reeds prakties beleef. Met kalm sekerheid het hy vertel dat hy weet dat hy vroeër of later gaan sterf aan die kanker wat hom plat getrek het. 2 keer het hy dit al verslaan met chemoterapie, maar die 3de keer gaan hy dalk nie so gelukkig wees nie. As Jesus dan klaar gespeel het met die dood, hoekom moet ons nog steeds doodgaan? Hoekom sterf ons nog steeds? Die mees oorlopende antwoord is dat ons sterf weens ons sondes. Paulus verduidelik dit so aan die gelowiges in Rome. Romeine 5, dit is net een mens se skuld dat hierdie wêreld in so groot gemors is, Adam. Dit is hy wat die sonde en die dood in die wêreld ingebring het. Omdat hy nie na God wou luister nie, het hy die hele wêreld saam met hom in die sonde en die dood ingesleep. Daarom is ons almal nou sondaars. Eers was daar Adam, en toe kom daar sonde, en toe kom die dood. Sonde het nog altyd gelei tot die dood. Solank as wat sonde in die wêreld bestaan, sal die wêreld van die dood
nie ver weg wees nie. Elke dag gaan jy nuwe mense raak sien in die koerante se doodsaankondigings. Elke dag 'n nuwe lys met nuwe name. Hoekom? Want die dood heers nog steeds vandag weens sonde. Hoe seker is die feit van jou eie dood? So seker, dat daar selfs 'n hele industrie ontstaan het in afwagting van jou dood. Dit word die lewensversekering-industrie genoem. Die enigste rede hoekom jy lewensversekering sou oorweeg is omdat jy eendag sal doodgaan. As jy vir altyd gelewe het, sou jy nooit lewensversekering nodig gehad het nie. Maar jy koop die lewensversekering want jy is bewus van die feit van jou komende dood. Jy weet net nie watter dag het gaan wees nie. Jy betaal maar die geldjies, maar om te kwalifiseer vir die uitbetaling moet jy eers sterwe. As jy aanhou lewe en nie doodgaan nie, verloor jy al die pad finansiëel. Maar wanneer jy te sterwe sou kom, kry iemand anders die geld. Die lewensversekering is gebaseer op een groot teologiese waarheid, die dood regeer. Wanneer jy te sterwe kom, sal 'n doodsertifikaat vir jou uitgereik word. Daar's 'n spasie op die sertifikaat waar geskrywe staan, oorsaak van dood. As ons die Bybel verstaan en glo, sal die antwoord altyd dieselfde wees. Oorsaak van dood is sonde. Dis nie siekte of kanker of ongeluk of ouderdom nie, dis maar alhas net simptome van die groot oorsaak van die dood, naamlik sonde. Soos daar in 2 Timoteus geskrywe staan dat die dood verwoes is, kragteloos gemaak is, wat beteken dit dan? Toe Jesus uit die dood opgestaan het, het hy die mag van die dood vir ewig verbreek. En eendag sal die dood self ook te sterwe kom. Dis wat dit beteken toe Jesus die volgende woorde uitgespreek het teenoor Martha, wat haar broer Lazarus aan die dood afgestaan het. Wie op my vertrou en die ewige lewe het, gaan nooit regtig dood nie. Aanvaar jy dit, wat ek vir jou sê, Martha? Die dood is vir 'n Christen soos 'n tydelike kragonderbreking, soos 'n deur waardeur jy gaan van een lewe na ander een. Dis wat Paulus bedoel toe hy verklaar het dat om te lewe vir hom bestaan daaruit om voluit vir Christus te leef, en om dood te gaan is ook nie sleg nie, maar 'n bonus. Om te lewe beteken vir my om vir Christus te lewe. Ek kan nog soveel goeie dinge vir hom doen, maar om te sterf sal aan die ander kant ook nie vir my sleg wees nie. Ek moet regtig erken, as ek tussen lewe en dood moet kies, weet ek nie watter een ek sou kies nie. Ek voel soos iemand wat in twee verdeel is. Aan die een kant wil ek graag by Christus wees. Wat kan dan nou beter en lekkerder wees as dit? Met Paasnaweek het om my draai lê, kom ons bedink die basiese feite omtrent Goeie Vrydag en Paasondag. Het Jesus gesterwe? Ja. Is hy begrawe? Ja. Het die vrou hartroerend gehuil? Ja. So waar is dan ons hoop? Dit berus nie op Goeie Vrydag nie, of die lang leë ure van Saterdag nie, maar op dit wat Sondagoggend gebeur het. As Jesus maar net 'n mens was wat gesterf het, dan het ons geen hoop gehad nie. Al ons drome van 'n ewige lewe sou maar net pure wensdenkery gewees het. Maar daar is goeie nuus vanuit die begrafplaas op die Sondagoggend. Daar's 'n leë graf in die begrafplaas. Dis die graf van Jesus. Hy is dood op die Vrydagmiddag, maar teen Sondagmôre was sy graf leeg. Dis die goeie nuus. Die dood kon hom nie vashou nie. Hy is die Heer van alle Here, die ewige koning. Dis die boodskap van Paasfees. Hoe het hy die dood verslaan? Hy het dood gegaan net soos ons almal. Hy was regtig dood, morsdood. Hy was nie amper dood of half dood nie. Hy het sy laaste asem uitgeblaas net soos enige ander persoon. Maar vanuit daardie finale toestand van die dood het God hom weer lewendig gemaak. Hy het daardie donker vallei alleen deurgestap, hy die dood in die oë gekyk, sy mag verslaan en oorwinnend uitgestap. Openbaring 1 vers 18. En wanneer alles tot einde kom, sal ek nog daar wees. Ek is die een wat leef, maar ook lewe kan gee. Ek het mos gesterf, maar lyk ek vir jou dood? Nee, ek leef, nie net nou nie, maar vir ewig en altyd. Ek het die sedels wat die deur na die dood oop en toesluit. Ek besluit, wie bly dood en wie nie. Meer as 100 jaar gelede was daar iemand wat die komende opstanding so verduidelik het met behulp van 'n nuwe uitvinding wat hulle die fonograaf genoem het. Hy het vertel hoe 'n persoon se stem opgeneem kon word en bewaar kon word op 'n silinder en dan teruggespeel kon word selfs weke nadat die persoon dood is. Toe het hy die vraag gevra: as 'n mens dit kon doen, hoeveel te meer nie God nie? Maar God het nie net die mens se stem teruggebring nie, maar ook die hele lyf en bene en gesig.
As 'n mens die fonograaf kon uitvind, was selfs die opstanding geen uitdaging vir God nie. Dit was meer as 100 jaar gelede. Vandag kan ons lewendige prentjies heen en weer stuur oor die aardbol deur sosiale media en Zoom en Teams en Skype. Ons kan selfs ons DNA laat ontleed om agter te kom watter nasies almal invloed in jou herkoms gehad het. Maar jy bly tog uniek ten spyte van biljoene ander mense. Ons woon voorwaar in 'n merkwaardige eeu. Die mens kon baie goeders uitvind, maar dis nog kinderspeletjies van dit wat God kan doen. Hy kan die dooies opwek. Hy het dit destyds gedoen en hy gaan dit weer doen. Omtrent 4000 jaar gelede het Job die grootste vraag van almal gevra. Die een groot vraag wat Paasfees kom antwoord het. As 'n mens sou doodgaan, sal hy weer lewe? Job 14 vers 4. Wanneer 'n mens doodgaan, is dit moontlik dat hy weer sal begin leef? Die Bybel noem die dood die laaste vyand, die een waar mens magteloos en hulpeloos voel. Baie van ons is bang vir die dood, bang dat ons verslaan sal word. 1 Korintiërs 15 sê, nie een vyand sal wegkom nie, ook die doodse mag sal heeltemal gebreek word. Diep in ons harte wonder ons wat met ons sal gebeur die dag as ons die drempel van die dood moet kruis. Ons wonder hoe het sal wees om deur die vallei van die dood te stap. Sal ons bang wees? Sal ons geloof die toets deurstaan? Kom gaan ons hoegenaamd dood? Die Bybel vertel vir ons verder dat die rede vir ons tydelikheid weens sonde is. Sonde is die oorsaak dat ons doodgaan, en ons kan nie stry dat ons in sonde vasgevang is nie, omdat die wet van God so duidelik daar is en dit vir ons wys. Van die ander vertalings praat van die angel van die dood. Stel jouself die prentjie voor, hoe haal mens die angel van 'n by uit? Deur self gesteek te word. Dan kan die by jou nie langer seermaak nie. Christus het die gif van die dood op hom geneem, die dood het hom gesteek en doodgemaak, maar die dood kon hom nie doodhou nie. Hy het al die gif van die dood gevat, sodat daar niks oor is vir die mens om te vrees nie. Die dood is nie langer 'n vloek nie, maar 'n seën. Die Nuwe Testament noem die dood die slaap. En wanneer jy slaap, beplan jy om later wakker te word. Baie mense gis daaroor en wonder, sal dit dieselfde liggaam wees met die opstanding? Sal mense my nog herken? Hoe oud sal ek wees met die opstanding? Sal ek vir party soos 'n baba lyk of vir ander soos 'n oupa? Wat ook al God vir ons voorberei het, dit sal 'n opgradering wees. En dis nogal goeie nuus vir die meeste van ons, wat maar al te bewus is van ons tekortkominge. Dan sal ons liggame ewig wees en nie meer vergaan soos vandag nie. Dis 'n groot hoop waaraan ons kan vashou. Geleerdes praat daarvan dat ons omtrent 5 of 6 sintuie het, maar dan sal ons seker meer as 500 sintuie hê. Wetenskaplikes vertel vir ons dat die liggaam gedurig besig is om homself te vernuwe, soos wat ou selle doodgaan en nuus gevorm word. Party meen dat ons elke 7 of 8 jaar 'n heeltemal nuwe liggaam het. As jy 50 jaar oud is, leef jy al in die 7de of 8ste weergawe van jou liggaam. Tog behou jy die merke en littekens van jou jong dae. Al is jy 46, kan jy nog steeds die merk uitwys op jou hand waar jy het gesny het as tiener, toe jy 'n blik weens 'n worsies probeer oopmaak het met 'n blikhoopsnyer wat geglip het. Ten spyte van die gedurende vernuwing van selle bly jy steeds dieselfde persoon. Dit illustreer maar net dat selfs al verander die liggaam heeltemal, bly jou menslike persoonlikheid dieselfde. As God dit op aarde kon doen, dink net wat hy alles sal kan doen wanneer jy onbeperkte ewige tyd op hande het. As God ons 10 keer kan herbou op aarde, kan hy dit maklik 'n 11de of 12de keer ook doen. En dan sal hy ons so regmaak en vernuwe dat ons nooit weer herbou hoef te word nie. And the heavenly thing about this place is you don't have to think about health insurance, sê die een ou vir die ander een in die hemel. As mens rekenaartaal wil gebruik, kan jy as ware sê dat jy nou te doen het met Hannes version 7. Maar omdat ek 'n werk is wat nog nie klaar afgehandel is nie, 'n proses wat nog nie klaar is nie, is ek vatbaar vir virusse, onaanpasbaarheid en skielike mislukkings waar alles stol of tot stilstand kom. Maar die dag gaan kom wat ek Hannes version 12 gaan wees. En dan sal ek immuun wees teen virusse, heeltemal aanpasbaar en vry van alle sisteemfoute vir alle ewigheid. Hoe gaan God dit doen? Ek weet nie. En dis nog 'n rede hoekom ek glo in die opstanding. As daar geen misterie was nie, sou ek nie kon glo nie. Ek wil nie 'n God hê wat net dinge kan doen wat ek kan verstaan nie.
A God that is small enough for our understanding is not big enough for our needs. Iemand vra een keer of ons mekaar sal herken in die hemel. Al ken ons nie die volle antwoord op daardie vraag nie, kan ons seker wees dat ons mekaar sal kan herken. Net soos wat Johannes en Jakobus en Petrus in staat was om Moses en Elia te herken op die berg van verheerliking. Al het hulle mekaar nog nooit ontmoet nie. Hulle het sommer geweet wie dit was. Ons sal nie minder in die hemel weet as wat ons op aarde geweet het nie. Nou sien ons nog maar ten dele, maar eendag sal ons ten volle die prent duidelik sien. Die misterie van die opstanding is veel groter as wat ons menslike vermoëns kan hanteer. Ons sal dus opgewek word, herstel word, herken word en dan vir altyd uitgerus word. Baie mense bieg op hulle sterfbed, ek is tog so moeg. As ons vandag moes handel opsteek, so baie van ons ook daardie woorde kan beaam. Ons is tog so moeg. My kop is moeg, my rug is seer, my senuwees is klaar, my oë hang halfmas, my bene is moeg. Hoekom? Want ons lewe in 'n wêreld wat ons moeg maak. 'n Wêreld van entropie, waar alles neig om agteruit te gaan en te vergaan. Hoe ouer jy raak, hoe gouer raak jy uitgeput en moeg. Alles omtrent hierdie wêreld dreineer ons. Romeine 8 vers 21 sê, die skepping weet dat God het ook eendag sal bevry van hierdie verskriklike lyding. Op daardie dag, wanneer God al sy kinders eens en vir altyd kom verlos, sal die skepping ook vrygemaak word. Dan sal die skepping God se heerlikheid op die regte manier weerkaats, vir altyd. Intussen steun en kroon die ganse skepping tot vandag toe, soos 'n vrou het op die punt staan om geboorte te gee. Wanneer ons opgewek sal word, sal ons weet, wat is goeie gesondheid en 'n goeie gesindheid. Ons sal 'n glimlag op ons gesigte hê, en energie sal deur ons are bruis met lewenslus wat nooit sal afneem oor die jare van die ewigheid nie. Ons sal as ware uitgerus wakker word, en ons sal rus vind terwyl ons die Here vir altyd dien. Ek weet nie of jy al ooit 'n doodskus van naderby bekyk het nie. Daar is nie 'n knip of 'n handvatsel aan die binnekant nie. Daar is geen deurknop aan die binnekant van 'n grafkelder nie. Hoekom nie? Want ons kan nie daaruit kom op ons eie nie. Maar dank die Here, daar's 'n deurknop aan die buitekant, een wat net God kan oopmaak. Wanneer die môre aanbreek wat Jesus self jou kom wakker maak, sal hy sê, goeiemôre slaapkous, jy het nou lank genoeg gerus, dis tyd om op te staan. Ons gaan vandag op 'n lekker reis. En dan net soos ons opstaan, sal ons asem wegslaan soos ons mense sal herken. Pa, ma, my seun, my dogter, jy lyk so goed. Is dit regtig jy? Ja, dis ek. En so sal ons jubelend wees saam met ons meester. Daar sal nie weer verkoues wees nie. Griep sal weg wees. Kanker sal nie bestaan nie. Hartaanvalle sal iets van die verlede wees. Ledemate wat verlam geraak het, sal weer kan beweeg. Die doewe sal weer kan hoor. Die blinde sal weer kan sien. Die stomme sal weer kan praat. Gebroke liggame sal weer heel wees. Die boodskap wat die leë graf van Jesus uitbesyn is dat die dood oorwin is. Ons dink die dood beteken om oor te gaan van die land van die lewendes na die land van die dooies. Niks is egter verder van die waarheid nie. Nee, ons wat vir Jesus ken beweeg vanaf die land van die sterwendes na die land van die lewendes. As 'n mens doodgaan, sal jy weer kan lewe? Ja, dis die antwoord vir die grootste, diepste finale vraag. Almal van ons sal eendag die dood in die gesig staar, maar vir hulle wat vir Jesus ken, sal die dood geen vrees inhou nie. Ons is nie bang vir die donkerte nie, want Jesus is die lig van die wêreld. Ons sal nie agterbly of verdwaal in die vallei van die dood nie, want Jesus is met ons en ons gids wat ons daardeur lei. Ons mag dalk doodgaan, maar ons sal nie dood bly nie. Jesus het die sedels van die dood en eendag gaan hy terugkeer om vir ons te kom haal. Jesus is lewendig vandag en staan met oop arms om jou in te nooi met 'n aanbod van die ewige lewe. Die deur na die hemele staan wyd oop vir jou. As jou siel honger is na iets meer as wat jy tot dusver gevind het, probeer Jesus. Hy staan en klop aan die deur van jou hart. Maak seker, jy maak die deur oop. Jy mag dalk nog nie gereed voel nie, maar elke van ons het 'n afspraak met die dood vroeër of later. Dit is 'n geleentheid om na uit te sien, nie te vrees nie, want ons vertrou is in die hande van die een wat die sedels van die lewe en die dood vashou. Toe Jesus opgestaan uit die dood, het hy die deur na die graf wyd oopgelos. Hoekom? Dit is sodat ons kan weet dat ons nie ons pad uit die graf hoef oop te veg wanneer hy ons oproep om op te staan nie. Hy het die deur 2000 jaar gelede oopgelos.
dis God se waarborg, dat selfs al sterf ons nie vir altyd dood sal bly nie. Paasfees vertel vir ons dat die dood verslaan is, en eendag finaal sal verdwyn. Laat jou hart dus nie ontsteld word, jy moenie bang wees nie. Die dag gaan kom wat God elke traan sal afvee. Laat jou hart vol hoop wees, terwyl jy agter die lig van die wêreld aanloop. Dankie Here vir die wonder van Paasfees. Dankie dat ons nie hoef bang te wees vir die dood nie, want U het dit reeds verslaan. Dankie dat ons kan uitsien daarna om eendag vir altyd by U te wees. Dankie vir die kort tydjie wat U vir ons op aarde gun om gereed te maak vir dit wat kom. Help ons om elke dag met verwagting te leef, sodat ons U al beter sal leer ken. Amen.